Het jy 'n wonderwerk nodig? Lukas 18 vertel van 'n man wat 'n wonderwerk nodig gehad het. Hy was blind. Die Here Jesus gaan staan by hom stil en vra, "Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen?" Die blinde man antwoord onmiddellik, "Ek wil sien." Die eerste les wat ons hieruit kan leer is, wees beslis oor die wonderwerk waarna jy smag. Wees vrymoedig. Sê vir God wat jy graag wil hê. Moenie twyfelagtig en onseker bid nie. Bid met beslisheid. Die tweede les wat hierdie man vir ons leer is, begin bid vir 'n wonderwerk en hou aan bid. Die Bybel sê hierdie man het aangehou roep na Jesus. Mense het hom probeer stil maak, maar hy het al harder geroep. Min mense glo nog in wonderwerke. Sommiges sal jou probeer stil maak. Ander sal sê aanvaar die omstandighede. Ek wil vir jou sê, nee, wees desperaat vir 'n wonderwerk. Hoe erger die simptome, hoe harder moet jy roep na God. Hoe slegter die omstandighede, hoe meer moet jy bid. Hou net aan. En die derde les is, glo. Gebed sonder geloof is soos 'n donderstorm sonder reën. Dit is 'n geraas sonder inhoud en sonder resultate. Gebed met geloof is wonderwerkende gebed. Jesus sê vir hierdie blinde man, jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien. As jy bly fokus op die probleem, gaan jy twyfel en vrees. Fokus op die persoon, op Jesus, en jou geloof kry sommer vlerke. Fokus op die oplossing, fokus op die uitkoms. As jou fokus reg is, sal jou geloof sterker word. Die vierde les is, verwag 'n wonderwerk. Waar 'n verwagting is hoop. Gebed sonder 'n verwagting is nie gebed nie. Dit is 'n uitspraak sonder rigting en sonder antwoord. Verwag 'n wonderwerk. Hoe en wanneer dit sal gebeur, weet ons nie. Maar dit moet jou nie stuit in jou verwagting nie. Verwag 'n wonderwerk. Hemelse Vader, ek bid nou vir mense wat verwag dat 'n wonderwerk sal gebeur. Ek bid vir mense wat glo en bid en hoop vir 'n wonderwerk. Elkeen wat 'n wonderwerk nodig het, kom o almagtige, genadige God en doen wonders vir mense. Dit vra ek in Jesus naam. Amen.